Ons is besig om deur die boek van Johannes te werk en ons is nou in hoofstuk 5. Nou wat vir my baie interessant is en wat vir my uitstaan in die sover soos wat ons al gevorder het, is wie Johannes kies om oor te skryf. Hy kies spesifieke mense en spesifieke stories wat hy gekies het om neer te pen in hierdie boek vir 'n spesifieke rede. En dis vir my so interessant wie hy kies en met wie Jesus tyd spandeer en hoe hy dit vasvang. Die Romeinse beampte wat Hendrik laasweek oor bedien het. Dis 'n ou wat nie deel is van die Jode nie. Dis 'n heiden en Jesus kies om 'n wonderwerk in sy lewe te doen wat 'n hele huisgesin verander. Die Samaritaanse vrou, sy's nie deel van die Jode nie. Sy is die minste van die Samaritane. Sy gaan skep water wanneer niemand anders te water skep nie. Sy is so uitgestoot in samelewing. En Jesus kies om by daai put te staan en wag vir haar. En met haar tyd te spandeer. Die troue by Kana. Hy kies 'n man en vrou om hulle te help om water in wyn in te verander. En hulle sou, as daai wonderwerk nie plaasgevind het nie, sou hulle vir die res van hulle lewe in daai samelewing gesien word as die man en vrou wat nie en die man wat nie kon voorsien vir die troue nie genoeg wyn kon voorsien nie. En hulle sou altyd gesien word as die gesin wat van die begin af net nie genoeg voorsien het nie. En Jesus kies om 'n wonderwerk te doen in hulle lewens. Wat ek besef is, Jesus help die wat hulle self nie kan help nie. Jesus kies om stil te staan by die wat hulle self nie, daar's nie meer hoop vir hulle gewees nie. En ek besef dat as ons dink ons kan dit self doen, dan maak ons nie plek vir Jesus om te werk in ons lewens nie. Ons maak staat op ons eie kragte. En ons maak nie plek vir die Here om in te kom en te werk in daai situasie nie. So, wat is die doel van die boek van Johannes? En ons het dit gelees in Johannes 20 vers 30 tot 31 en ek gaan dit net vinnig vir ons lees dat ons daai sal onthou en terugdink soos wat ons deur hierdie boek werk. Hy sê nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Dit is die doel hoekom hierdie boek geskryf is. Dit is die lens en die bril wat ons na moet kyk wanneer ons na hierdie boek toe kom. Dat ons kan weet dat Jesus is die Christus. Hy is die Seun van God. En deur om in hom te glo, kan ek en jy lewe hê. En dit is 'n groot voorreg wat ons kan hê. So ons is nou, laasweek was Hendrik hulle bo in Galilea gewees, en hierdie week is ons al die pad weer terug in Jerusalem. So, soos wat ons hier deurwerk, besef ek net, Jesus het geloop soos wat ons nie verstaan nie. Hy is op en af en op en af. Ons is in hoofstuk 5 en ek dink dit is sy 3de keer wat hy weer terug is in Jerusalem. So hy het baie geloop. En ons vind onsself waar hy 'n man ontmoet by die poel van Bethesda. So julle kan julle Bybels vir my oopmaak in Johannes 5 vanaf vers 1 tot 14. Johannes 5 vanaf vers 1 tot 14. Ek gaan vir ons lees vanaf vers 1. Johannes 5 vanaf vers 1 tot 16, nie 14 nie. Hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort 'n bad wat 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en krepeles en lammes wat op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op 'n bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer
Die een wat dan die eerste ingaan, na die roering van die water, het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gely het. En 'n sekere man was daar, wat 38 jaar aan sy siekte gely het. Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. En dadelik het die man gesond geword, en sy bed opgeneem en geloop, en daardie dag was dit Sabbat. Die Jode sê toe vir hom, wat genees was, dit is Sabbat, dit is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie. Hy antwoord hulle, hy wat my gesond gemaak het, hy het vir my gesê, neem jou bed op en loop. Toe vra hulle hom, wie is die man wat vir jou gesê het, neem jou bed op en loop? Maar hy wat gesond geword het nie geweet wie dit was nie, want Jesus het hom verwyder, omdat daar 'n skare op die plek was. Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword, moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het gegaan en aan die Jode vertel dat dit Jesus was wat hom gesond gemaak het. En hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om hom dood te maak, omdat hy dit op die Sabbat gedoen het. Here, baie dankie vir die woord. Dankie vir die voorreg wat ons het om u woord vas te kan hou in ons hande, dit te kan lees, Here. En Here, u is die ware weg. U is die wingerdstok waarin ons ingeloot is. En Here, ek bid dat elkeen van ons, soos wat ons die woord lees en soos wat ons deur dit werk, dat ons sal verdiep in wie u is, Here. Dat ons sal vashou aan die waarheid wat u is. En dat ons werklik sal hoor wat u Heilige Gees vir elkeen van ons vandag wil sê. Ek loof en ek prys u groot en almagtige naam. Amen. So, ek het 'n prent opgesit van hoe hulle vermoed die poel van Bethesda gelyk het. En dit is net so voor die tempel in Jerusalem, wat hierdie poel was. Nou, ek wil net hê jy moet jouself bietjie indink in hierdie storie in. Eerstens, die Bybel is nie net goed wat neergeskryf het, wat oulik is, en ons kan 'n morele les hier uitleer 2000 jaar later nie. Die Bybel is histories ook akkuraat. Daar is soveel historiese geskiedenis wat hulle besig is om op te grawe en uit te delf uit die grond uit, wat meer en meer net die Bybel begin beamoen. So hierdie storie wat ons nou gelees het, is nie net 'n storie wat iemand opgemaak het en dit was oulik om vasgevang te word nie. Dit was werklik iets wat gebeur het in daai tyd, wat Jesus werklik gedoen het. Maar ek wil hê jy moet jouself bietjie in daai ou se skoene gaan sit. Vir 38 jaar het hy daar gelê. Van ons is nog nie eens 38 jaar oud nie. So, ek wil hê jy moet daai gedagte vat. 38 jaar. Nou vir my is dit maklik, ek is nog nie 38 jaar nie. So as ek my hele lewe moet vervang met een gedagte om by 'n poel te lê en ek weet ek gaan eintlik nooit daarby kan uitkom om genesing te kry nie. Hoe sou my gedagtes gelyk het? Hoe sou my gemoed gewees het? Alles wat ek beleef het tot nou is vervang met een enkele begeerte, een enkele wroging, dat ek nooit die vermoë gaan hê om by daai poel uit te kan kom nie, en ek lê daar. Ons moet verstaan, in Jesus se tyd het mense nie sommer 80, 90, 100 jaar oud geword nie. Die verwagte leeftyd was so 40 tot 50 jaar vir 'n persoon gewees. So vir meeste van sy lewe lê hy daar met geen hoop. Hy sien mense hier voor hom genees word. Maar hy het nie die hoop en die geleentheid om dit te kan beleef nie. Wat sou jou gemoed gewees het as jy daai man moes wees? My gemoed sou nie goed gewees het nie. My gemoed sou nie positief gewees het nie.
Maar in dit kom daar 'n paar vrae by my op. Hoe het hy so lank gelewe? Hoe lê hy al 38 jaar daar? Iemand moet hom seker kos gee, kan daai mense hom nie net help tot in die water nie. Hoe werk hierdie, alles maak nie vir my lekker sin nie, maar hy lewe vir 38 jaar, maar daar's niemand wat hom kan help om in die poel te kom nie. En hy lê daar, met geen hoop, met geen toekoms vir dit nie. Wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte is hoe van toepassing dit op my en jou baie keer is. Hierdie man gaan lê by 'n poel met die hoop dat 'n engel die water sal roer en dat hy op 'n manier daar sal in kan kom. Dit was sy enigste hoop, dit was dalk sy laaste hoop. Ons is nie heeltemal seker oor dit nie. Hy het nie die evangelie gehad wat ek en jy het, van 'n hoop in Jesus nie. Daai was sy enigste hoop of moontlikheid van genesing. Daar was niks anders te vir hom nie. Maar dit is nie my en jou situasie nie. Ons het die hoop van ewige lewe. Maar hoeveel keer hardloop ons na ander bronne toe? Hoeveel keer hardloop ons na iemand toe? Hoeveel keer hardloop ons na iets toe? En ons kom nie by die Here uit nie. Ons hardloop nie na hom toe nie. Daai was sy enigste hoop gewees. Maar ek en jy los die hoop van Jesus en ons gaan hardloop na klomp ander goeters toe voordat ons tot op ons einde kom en dan wil ons baie keer eers na die Here toe draai en sê Here, help my nou. Help my wanneer ek nou regtig nie meer kan nie. Ek het nou alles probeer in my vermoë. Wat ook al situasie jy jouself in bevind. Na wat toe hardloop jy? Hardloop jy na 'n boek toe? Hardloop jy na 'n kamp toe? Hardloop jy na 'n event toe? Soek jy 'n groot geleentheid om dit te vul en hoop dat die Here jou daar gaan ontmoet? Of hardloop jy eerste na hom toe met die uitdaging wat jy het? Want almal van ons ervaar 'n dood, as ek dit so kan sê, of 'n hulpeloosheid. Dit kan dalk fisies wees, dit kan emosioneel wees, dit kan geestelik wees. Almal van ons het 'n area wat die Here in wil gryp in ons lewens. Maar waartoe hardloop ons in daai tye? Ons as mense hou daarvan om goeders te ervaar. En ons dink baie keer, as ek net by daai man of God kan uitkom, of as ek net by daai kamp kan uitkom, of as ek net, daar is mense wat, ek ken nie hulle name nie, maar daar was ouens wat genesing gedoen het in Afrika, en mense het duisende rande betaal om daar uit te kom. En ek sê nie dit is sleg, daai mense is sleg nie, ek sê nie die geleenthede is noodwendig sleg nie, maar dit moet nie ons eerste punt wees waartoe ons hardloop nie. Ons moet eerste na die Here toe hardloop. En vir hom vra, Here, hoe lyk hierdie pad vorentoe? Hoe gaan ek volgende met hierdie uitdaging wat ek nou beleef? Jesus kom by hom in vers 7 of vers 6 en hy vra vir hom, wil jy gesond word? En dit is my vraag aan jou vandag. Wil jy werklik gesond wees? Wil jy gesondheid beleef van wat jou verlede dalk ingehou het? Wil jy fisies gesondheid beleef? Wil jy emosionele gesondheid beleef van goed wat gebeur het wat jou terughou in jou lewe? Of is dit lekker vir jou om in die toestand te bly wat jy jouself bevind? Of wil ons werklik gesond word en toelaat dat die Here dit vir ons doen? Maar wat is vir my interessant was, is wat hierdie man sê in vers 7. Lees saam met my. Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Dis nie wat Jesus hom gevra het nie. Hy het hom gevra, wil jy gesond word? En hy gee 'n verskoning. Hy kom met 'n rede hoekom dit onmoontlik vir hom gaan wees om gesond te word. Hy antwoord nie Jesus se vraag nie. Doen ek en jy dit nie baie keer met die Here nie? Wanneer hy ons vra, wil jy gesond word?
dan dink ons aan allerlei redes en verskonings hoekom dit nie moontlik gaan wees nie. En ons mis die punt van wat Jesus wil doen. Hy het ons nie gevra vir die uitdagings nie. Hy is presies bewus van hoe lank daai man daar lê. Hy weet presies wat aangaan in jou lewe. Hy het nie gevra of wat is jou uitdagings nie. Hy het gevra, wil jy gesond word? Wil jy gesond word van 'n verslawing? As jy wil die Here jou help met dit. Maar jy moet wil en ophou aan verskonings dink hoekom jy nie kan loskom nie. Ek dink een van die grootste uitdagings wat mans beleef in die wêreld is pornografie. Pornografie is een van die grootste verslawings wat mans mee te doen het. Ek het al gesit en dink aan hoe maklik dit is vir 'n man om blootgestel te word aan dit, vir 'n kind om blootgestel te word aan dit. En ek besef, dit is een van die grootste uitdagings wat mans beleef, wat volwasse is. Pornografie is 'n groot houvas. En ek praat van mans, maar daar's vrouens wat ook sukkel met dit. As jy van 'n verslawing wil loskom, moet jy die begeerte wil hê om werklik los te wil kom. Jy moet nie verskonings uitdink hoekom jy nie kan nie. Nie jou pa die skuld gee of jou vriende of iemand nie. Jy gaan werklik moet op 'n plek kom om te sê, ek wil nie meer so aangaan nie. Jy het groot geword in 'n huis wat jy mishandel was. Nou begin jy jou kinders mishandel. Hoekom? Nee, maar die pa het dit so gedoen, dis hoekom ek dit doen. Dis 'n baie slegte verskoning om te gebruik. Jy sukkel dalk met alkohol. Hoekom sukkel jy met alkohol? Want my pa het gesukkel met alkohol. Dis 'n slegte verskoning om te gebruik. Jy moet die begeerte hê om los te wil kom van dit en ophou staat maak op die verslawing. Maar toe doen die man iets wat ek oor baie dankbaar is. Hy was gehoorsaam na hierdie wat hy gesê het. Hy het verskonings uitgedink, maar toe Jesus vir hom sê, staan op en loop, was hy gehoorsaam. Ek en jy het 'n keuse wanneer ons gekonfronteer word met die onmoontlike opdrag. Gaan ons die stap van geloof vat, of gaan ons aanhou verskonings uitdink? Want wat ek verder in die gedeelte sien is, die man het nie weer 'n verskoning uitgedink toe Jesus vir hom sê, staan op en loop nie. Hy was gehoorsaam aan dit. En ek en jy moet op daai plek kom, waar ons kan kyk na die omstandighede wat ons onsself invind, en sê, ek sal nou gehoorsaam wees aan wat Jesus vir my sê. Ek gaan nie toelaat dat die verlede of my gedagtes of my toestand my verhinder om vryheid te beleef in hierdie area wat die Here wil genees nie. Wat vir my baie interessant is dat hy letterlik 38 jaar daar gelê het en hy staan op en loop. Nou, kom ons vergeet net van die feit dat hoekom hy daar lê. Hulle sê nie hoekom hy daar lê nie. Maar as jy vir 38 jaar bedlêend is, daar's geen medisy wat jou gaan in staat stel om onmiddellik op te staan en te loop as jy 38 jaar bedlêend was nie. Jy moet weer leer loop. Die man staan op. Jesus het nie net die rede hoekom hy daar was genees nie. Hy het hom fisies so genees dat hy onmiddellik daarop kon staan. Ek wil nie weet hoe lyk 'n persoon, ek wil eintlik weet, hoe lyk 'n persoon wat 38 jaar lank gelê, wat is oor van 'n spier of 'n been of daar's niks wat ek wonder hoe lyk dit. En hy staan onmiddellik daarop en hy loop. Hoe reageer ek en jy as ons 'n opdrag van die Here afkry? Probeer ons dit logies uitredeneer? As ons iets kry van die Here, 'n opdrag, 'n mandaat, en ons sê nee Here, logies, hierdie maak nie sin nie. En ek het nou 'n vraag vir jou, op wie maak jy staat? Op Jesus of jou intelligensie? Op wie maak jy staat?
jou intelligensie of Jesus? Want ek dink baie keer raak ons so vasgevang in ons gedagtes, in ons vermoë om goed uit te redeneer, dat ons die Here heeltemal mis, wanneer hy vir ons die opdrag gee. Dit is geniale mense se grootste uitdaging om na die Here toe te kom, is hulle brein. Is hoe slim hulle is. Hulle wil dit alles uitredeneer. En daar is sekere goeters wat jy nie kan uitredeneer nie. Redding kan jy nie uitredeneer nie. Daar gebeur iets met jou die dag, wanneer jy sê, Here, red my, Here, help my. Daar gebeur iets binne in jou, wat jy nie kan verduidelik nie. Dit maak nie logies sin nie. Hulle kan dit nie bepaal nie. Daar's geen dokter waartoe jy kan gaan en hy sê, daar die hart van klip is nou uit, daar is die hart van vlees, hy's nou in nie. Daar's niks. Dit is iets wat geestelik gebeur, wat niemand kan bepaal nie. Maar ons wil dit alles uitredeneer en verstaan. Die Here sê, my wee is bo julle wee. My gedagtes is bo julle gedagtes. Ons moet op 'n plek kom wat ons sê, Here, hierdie maak nie sin nie. Daai man moes op 'n plek kom sê, die maak nie sin nie, maar ek gaan dit doen. Ek gaan gehoorsaam wees. En so moet ons ook op 'n plek kom om te sê, ek wil gehoorsaam wees. Sodra ons op ons intelligensie wil staatmaak en dit alles probeer uitredeneer, is die moontlikheid dat jy daai wonderwerk gaan mis, baie, baie groot. As jy probeer alles uitredeneer, dan mis jy die wonderwerk. Jesus het gekom en hy het alles gerestoreer in daai man se lewe. Wat is die punt dat hy dit probeer uitredeneer? Want my vraag is, wat as daai man verder met Jesus gestry het, of hy nou kan loop of nie kan loop nie? Hoe sou dit gelyk het? En ons het nie idee van dit nie. Maar dit gebeur baie keer in ons lewens. Wat die Here vir ons sê om iets te doen, of gehoorsaam te wees, en jy weet wanneer jy dit beleef, en dit maak net nie sin nie. En jy sê, nee, ek gaan hierdie nie doen nie. Ek wil nie. Dit maak nie sin nie. En ons mis dit wat die Here met ons wil doen. Ons stap weg van dit af, want dit maak nie vir ons logies sin nie. Wat Jesus in hierdie wonderwerk wys, is dat hy bo enige uitdaging is, wat ek en jy mag beleef. Hierdie man, daar is nie medisyne wat vandag bestaan, wat daai man in staat sou stel, om so vinnig te kon loop nie. Daar's niks nie. Hulle het nie, al het hulle apparate gehad, daai sjokmasjienkies, wat vir die verkeerde redes gebruik word, wat maar die pulse so in jou spiere instuur, om jou te help, al het hy dit gehad, dit sou nie net gewerk het nie. Daar was iets wat die Here gedoen het, wat bo-natuurlik is. En dit is wat ek en jy moet onthou van die Here. Die Here funksioneer in die bo-natuurlike. Hy werk anderste as wat ek en jy dink of verstaan. Eendag gaan ons dit verstaan, hopelik. Maar nie nou nie. Nou moet ons baie keer net gehoorsaam wees en sê, Here, dit maak nie sin nie, maar ek gaan daai stap van geloof vat en ek gaan gehoorsaam wees. As jy wedergebore is en gedoop is, dan moet jy jou fokus skuif van dit wat jy op die aarde sien en beleef, na dit wat daarbo is, dit wat geestelik is. Ons fokus moet nie meer die uitdagings op die aarde wees nie. Ek wil julle moet saam met my lees in Kolossense 3 vanaf vers 1. Hy gaan op die bord wees. Dit is baie keer moeilik om by hom so vinnig uit te kom. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo wat Christus is en waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Maar ons fokus te maklik op dit wat ons nou sien of beleef. Ons sintuie is so ingestel op die fisiese, dat ons nie ons gedagtes fokus op daarbo nie. Nie ons denke vernuwe en in lyn kry met dit wat God vir my en jou wil hê nie.
Ons moet ons fokus skuif. Maar hierdie wonderwerk is bonatuurlik, maar dit was ongelukkig op die verkeerde dag gedoen vir die Fariseërs en die Sadduseërs. Jesus het gekies om dit op die Sabbat te doen, en vir hulle was dit onaanvaarbaar geweest. Lees saam met my in vers 10. Die Jode sê toe vir hom, wat genees was, dit is die Sabbat, dit is Sabbat, dit is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie. Hy antwoord hulle, hy wat my gesond gemaak het, hy het vir my gesê, neem jou bed op en loop. Toe vra hulle hom, wie is die man wat vir jou gesê het, neem jou bed op en loop? Maar hy wat gesond geword het, het nie geweet wie dit was nie, want Jesus het hom verwyder, omdat daar 'n skare op die plek was. Hier is 'n wonderwerk wat nou gebeur het. Die man loop. Hulle moes hom al voorheen gesien het, daar lê. Hy loop. Hy vir 38 jaar daar gelê. Hy loop. Hulle vra vir hom, wie's die man wat vir jou gesê het jy mag loop en jou bed dra op hierdie dag? Nie een keer, Here, wat 'n wonderwerk is hierdie nie. Nee, ons kyk vas in die negatief. Ons kyk vas in die omstandighede wat ons onsself baie keer mee bevind. Hulle het gefokus op die dag en kyk Jesus en die wonderwerk heeltemal mis. Heeltemal. Hulle mis die hele punt van dit. Dit is die gevaar van godsdiens. Die gevaar van godsdiens is dat ons die Here baie keer mis in dit. Godsdiens bring nie verandering in iemand se lewe nie. Godsdiens bring hoogmoed. Net 'n persoonlike ontmoeting met Jesus kan jou lewe verander. Om te probeer die regte dinge doen, die reëls te volg, gaan nie 'n verandering bring in jou lewe wat jy nodig het nie. Ons het die Here so nodig in elke aspek van ons lewe. Ons moet die begeerte hê om aanhoudend te sê, Here, wat wil U in hierdie situasie vir my doen? Wat wil U hê moet ek doen in die situasie? Want jy het nie net Jesus nodig gehad die dag op redding nie. Jy het hom elke dag verder nodig. Iets gebeur in jou lewe en jy het 'n keuse om te maak, gaan ek kwaad word vir daai persoon of gaan ek sê, Here, help my. Wat wil U doen hierdeur? Wat is U plan? Wat is U wil? Wat is U doel? Hoe gaan ek dit laat plaasvind? In plaas van dat ons op ons perdjie spring, hoogmoedig word en neerkyk op ander mense en sê, julle doen dit nie soos wat ek dit wil doen nie. So dit gaan nie gedoen word nie. Ek wil dit wat ek nou deel met 'n NB bysit. Niks wat ons doen moet teenstrydig wees met die woord nie. Jy kan nie na my toe kom en vir my sê, die Here het vir my gesê, ek moet my vrou en my kinders los en ek moet in 'n ander land gaan sendingwerk doen en hulle moet na myself sien kom klaar nie. Die Bybel is duidelik daaroor. So niks wat gesê word of wat jy beleef kan teenstrydig wees met die woord nie. As jy iets ervaar het of wil doen en dit is nie in lyn met God se woord nie, dan moet jy baie versigtig wees vir dit wat jy gehoor het. Die woord van God moet altyd die filtreringssysteem wees wat ons alles, wat iemand sê, wat jy beleef, wat jy dink, deur filtreer, om te vra, is dit in lyn met God se woord of is dit nie? Maar ons is baie maklik om net op die negatief te fokus, want dit is wat hierdie Fariseërs gedoen het. Hulle sien nie hierdie man loop nie, hulle fokus op die feit dat dit op die Sabbat gebeur het. Dit is mos nie hoe dit moet wees nie. Nou, dit is nou al 'n paar jaar terug, my vrou het nog gestudeer, ek het in Durban gewerk, en sy het vir haar volla gekoop. En sy was baie lief vir hierdie volla gewees, en super opgewonde gewees vir hierdie volla,
En sy sê nee, sy gaan my by die lughawe kom haal. Ek het kom kuier uit Durban uit. Sy gaan my by Lanseria op die lughawe kom haal met hierdie Volla. En toe sy kom haal my en Volla lyk baie oulik, maar ek is baie ek was te krities. Onmiddellik sien ek die negatief amper en sien nee, hier is 'n vlek en daar's dit en so. My vrou sien net die mooi. Hy's so oulik. Hierdie is so pragtig. En ek klim in die Volla en ons begin ry en daai Volla wil nie lekker ry nie. Hy sukkel. Elke keer as ek ratte wil verander, is dit swaar en ek sê van nee, hierdie Volla, dit was 'n slegte koop. En die kant toe en daai kant toe en ek sien hoe my vrou negatief raak. En ek kyk so en ek sien ek het die handbriek opgelos. En toe ek daai handbriek laat sak, toe voel hy Volla soos 'n Porsche. Ewe skielik kan hy baie lekker ry. En ek besef ek was die probleem gewees in daai. Ek was die blok gewees. En ek was die ene wat negatief was oor dit. Nou ons kan nou lekker daaroor lag, maar dit was nie vir haar lekker gewees daai tyd toe ek op die negatief gefokus het nie. En ek moet intentioneel wees in my lewe om nie vas te haak aan die negatief nie. Ek moet intentioneel wees om te sê, Here, hierdie situasie is dalk nie goed nie, maar wat wil U hierdeur doen? Wys my die goed in hierdie, in plaas van dat ek op die negatief wil vashak en sê, nee Here, hierdie werk nie, hierdie is nie hoe ek dit wil hê nie. Wat volgende toe gebeur het in hierdie gedeelte is vir my baie interessant. Lees saam met my in Johannes 5 vers 14. Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword, moenie meer sondig, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Hy sê vir hom, jy het gesond geword, gaan en sondig nie meer nie, sodat iets ergers nie met jou gebeur nie. Jesus waarsku hom van iets wat ergers met hom kan gebeur. Nou, ek het vir jou 'n vraag, wat kan erger wees as om vir 38 jaar te lê en nie iets te kan doen nie? Wat kan erger as dit wees? En ek besef, om vir ewig geskei te wees van die Here, om vir ewig op 'n plek te wees wat bedoel is vir die duiwel en die gevalle engele, is 'n plek wat ek nie wil wees nie. Hierdie man het vir die meerderheid van sy lewe niks kon doen nie. Vasgevang in gedagtes wat ek nie eers kan indink nie. En Jesus sê vir hom, gaan en sondig nie meer, sodat iets ergers nie met jou gebeur nie. Die is vir my en jou 'n waarskuwing om te sê, ons moet nie met die genade van Jesus mors nie. Ek dink ek het dit op 'n slide gesit, ek weet nie of ek het nie. Jesus se genade is iets wat ons nie meer moet speel nie. Ons moet werklik versigtig wees met die genade wat die Here aan ons betoon. Ek wil hê julle moet saam met my blaai na 2 Petrus 2 vers 20. En ek het dit nie op die bord gesit, die skrifgedeelte nie, want ek wil werklik hê ons moet dit lees soos wat dit daar staan. 2 Petrus 2 vers 20 tot 22. Bladsy, as jy 'n Bybel daar agter gevat het, bladsy 1251. OK. Want as hulle nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel en die gewaste sog om in die modder te rol. Hierdie is vir my en jou 'n groot waarskuwing. Wanneer ons die Here se genade beleef het in ons lewe, moet ons baie versigtig wees om nie terug te gaan van waar ons vandaan gekom het nie.
want die tweede sal erger wees as die eerste. Ek besef, soos wat ek voorberei, dat Jesus praat ook van die man wat vrygemaak word van 'n demoon, wat nie gevul word weer met die woord en die Heilige Gees nie. Wat gebeur? Daai demoon gaan en hy gaan oralste waar hy plek soek en hy kom terug en hy sien die huis is skoon, uitgevee en hy gaan en hy bring 7 ergeres as hy. Ons moet versigtig wees dat ons nie vashak of terugkeer na ons verlede toe, wat die Here ons van verlos het nie. Ons moet ons oë gefokus hou op Jesus. Ons moet nie terugkyk nie. Ons moet vorentoe kyk en ons oë op hom hou in die pad wat ons stap. Die gedeelte wys vir my so mooi die genade van Jesus, dat daar altyd hoop is. Jesus het vir daai man wat geen hoop gehad het nie, wat vir 38 jaar daar gelê het, hoop gebring en die geleentheid gebring om vryheid te beleef van die toestand wat hy homself in bevind. Ek en jy moet nooit op 'n plek kom wat ons hopeloos raak nie. As ons Jesus in ons lewens het, moet ons nooit hopeloos raak nie. Die toestand wat ons onsself in bevind, moet nie bepaal wat die uitkoms gaan wees of waar ons gaan opeindig nie. Die hoop in Jesus moet ons fokus wees en ons uitkyk wees. En dit is hoekom dit belangrik is om jouself te omring met mense wat jou gaan ondersteun, met mense wat jou gaan opbou, met mense wat jou sal help dra en nie vasgevang word in die toestand wat jy is nie.